Kom voor ons begin, kom ons gaan met gebed. Vader, ons dankie vir hierdie Shabbat en hierdie vooraf om die woord te hoor. En het is dalk nou 'n bietjie lank en ons het nou al gesing en gedans en vir alles, Vader. Maar ons doen dit nie as om net kerk te hou of om speletjies te speel of net 'n gesig aan te sit vir mense nie, Vader. Ons doen dit want ons het U lief met ons harte. En ons is hier om deel te wees van die woord, Vader. En ons glo die woord is lewendig en ons verstaan nie alles nie. Ons het baie dinge wat ons mee sukkel, Vader, maar U help ons reg, Vader. U is altyd daar, U is 'n steunpilaar vir ons en as ons struikel met iets, dan sit ons op die rak en ons gaan aan en ons kom saam in ons gemeenskap saam met die broers en susters en steun ons daardeur, Vader. En ons dank U daarvoor dat ons as broers en susters kan verskil oor dinge, maar dat ons nog steeds saam kan kom, Vader. En U kan lief hê. Want U werk die verskille uit, Vader. U sê dat U mense, U diensknegte, U disippels sal geken word deur die liefde wat hulle het vir mekaar. En ons vra, Vader, daai liefde, Vader, U sal teenwoordig wees in alles wat ons doen. En dat U my kan gebruik vandag in hierdie woord. Ek is jong, onervare, Vader, maar ek is gewillig om te leer. Ek is gewillig om 'n diensknegt te wees en 'n instrument in die hand. En dankie dat U met my iets gedeel het hierdie week, met hierdie Torah-porsie, en dat ek dit kan deel met ons broers en susters hier vandag. By die naam van Yeshua. Amen. Okay, so dit is ons Torah-portion vir vandag. Mishpatim, almal dit deurgelees, net seker maak. Almal het? Okay, wie is nie die vandag? Heeltemal eerste keer hier som. Jou naam? Barry en Bianca. Okay. So, vir julle wat vandag nou eerste keer hier so is, ek het hierdie ingesit. Beproef alle dinge en bou die goeie. Dis 1 Tessalonisense 5:21. En dit sê in Efesiërs 2 vers 8 tot 10, dis basies so 'n samevatting van wat ons glo. Net sodat mense ons nie kan beskuldig dat ons onder die wet is nie. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. So ons is gered deur genade. Okay, daar is 'n baie interessante woordstudie. Dit is die gawe van God. Dit is die gawe van Elohim, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Messias Yeshua tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. So broers en susters, wat is die goeie werke? Wat is die goeie werke wat Vader voorberei het vir ons om in te wandel? En hoekom kom die goeie werke eers na redding? Nou so Nuwe Testament daar gee vir ons Paulus. Dis wat ons eerste deur die water gaan, eers tot bekering kom en dan sê Vader, nou is jy my huis, nou gaan jy die pad stap soos wat my huis reëls werk. En daar's 'n seëning vir elke reël, elke instruksie wat jy volg. Ek het nou al baie keer in Suid-Afrika gestop by die stopstraat en nog nooit vir my 'n blessing gegee daarvoor. Ek het nou 120 gery vir 5 jaar aan een op die hoofpad en ek het nog nooit 'n sertifikaat gekry op 'n dingetjie wat my sê Andrew, jy is getrou gewees, jy het vir 5 jaar al 120 gery, jy het nog nooit iets gekry daarvoor. Maar Vader sê in sy woorde sê, doen hierdie dinge en ek sal jou seën. Dit is beter as ons land weet. Dit sê ek daarso, die saad kom eers toe, daarna kom die vrug. Dit is net so iets aan die kant vir die mense wat nou eerste keer so is. Dan het julle al gehoor van Rabbi Yitzchak Kaduri. Enigiemand het al gehoor van so 'n paar mense het al gehoor van Rabbi Yitzchak Kaduri. Die wat dan nog nie gehoor het van hom nie. Hy is ongelukkig oorlede, op die oomblik. Maar hy het gesterf op plus minus 108 jaar oud in 2006 en hy was die ultra-ortodokse rabbi, die hoof ultra-ortodokse rabbi van Israel. En hy is gebore tussen 1998 en 1902. 1898 en 1902. Ek is nie seker wanneer hy gebore is en hy so oud gewees. Hy is gebore in Baghdad, Irak en hy is oorlede in 2006, 28 Januarie. Nou, hoekom noem ek hierdie rabbi vir julle? Die wat al gehoor het van hom as 'n getuienis, gaan weet, dis merkwaardig. Want jy sien ons mense wat uit die kerk uitkom, wat sê nee, hulle dink daar's meer. Ietsie wat die kerk ons nie leer nie. En daai mense gaan hulle kom en bestudeer enigiets Joods. Hulle het nie fondasie in die woord nie. En hardloop hulle in ortodokse Judaïsme in. En dan verloon hulle alles van die Nuwe Testament, alles van Paulus. En dan word hulle ortodokse Jode. Of hulle gaan oor in daai rigting toe.
Nou hierdie is 'n ultra-ortodokse rabbi wat die mees in die moderne tyd van Israel. Ek meen hy's in 1922 gaan hy van Irak af van Israel toe. Hy was daar gewees nog voor Israel 'n nasie was. Hy ken al die leiers, al die politieke mense. Hy het gehelp dat Benjamin Netanyahu in die pos kom. So hierdie is 'n erkende persoon. Nou hoekom noem ek hierdie persoon? Hierdie rabbi, sy laaste woorde voor hy gesterf het. Nou die laaste jaar voor hy gesterf het, het hy begin visioene kry van die Messias, van die Messias. En hy het net gepraat oor die Messias. Hy het sy disippels geleer oor die Messias. En hy kom toe een keer op Yom Kippur diens en hy sê toe hy weet wat is die naam van die Messias. Nou hierdie mense is ortodoksie, hulle glo glad nie in die Nuwe Testament nie. Hulle glo glad nie dat Yeshua die Messias is nie. Hulle glo glad nie dat Jesus Christus enige eienskap kan hê aan Joods of dat hy Messias kan wees nie. En hier kom hy en hy sê vir hulle, hy weet wie is die Messias. En hy weet wat sy naam is. En hy begin 'n groot oproerte, hy laaste jaar voor hy dood is. En hy sê self, hy het 'n visioen ontvang waar die Mashiach om te gekom het, die Messias en hom gesê het wat sy naam is en dat hy binnekort gaan terugkom. En dat voor hy kan terugkom, moet Ariel Sharon, wat daai tyd se prime minister is, hy moet eers sterf. Dan sal die Messias terugkom. Of nie terugkom, die eerste keer kom, maar ek stel dit so, eerste keer kom volgens hom. Maar op sy doodsbed lê hy daar en hy skryf 'n brief en hy sê, julle moet hierdie brief oopmaak 'n jaar na hy gesterf het. En die briefie sê in die Hebreëus, ek gaan nou nie vir die Hebreëus lees nie. Die briefie se vertaling is sê die volgende: aangaande die letterafkorting van die Messias. Aangaande die letterafkorting van die Messias, hy sal die mense oplig en bevestig dat sy woord en wet, Torah, nog staan. Skryf hierdie rabbi 'n jaar na hy dood is, maak hulle die briefie oop en hulle lees, almal wat weet hierdie praat van die Messias, so iets in sy briefie moet nou wees oor die Messias. En hier is 'n groot geheimenis want hierdie rabbi is die mees gesiene rabbi en almal wat om hom is, hou glad nie van Jesus Christus of die Messias of die Nuwe Testament so nie. En hulle sê toe maar, ons sien nêrens die Messias se naam nie. Nêrens daarson nie. Dit is so in 'n kodeformaat. En as jy die elke letter vat, daar was 6 woorde, Hebreëse woorde gewees. Yarim, Ha'am, Bejochiyah, Shadvaro, Vetorato, Omdim. As jy die eerste letter vat van elke woord, so daar in die rooi. Eerste letter van elke woord, dan spel dit die Hebreëse woord Yehoshua uit. Yehoshua. Wat die afkorting, die verkorting van Yeshua is, en wat die Afrikaanse Engelse vertaling is van Jesus of Jesus. En daar ontplof 'n ding, hulle sê daar was amper oorlog gewees in Israel gewees toe hulle die brief opgemaak het. Want op sy dood het oor die 200,000 ortodokse Jode gekom na Jerusalem. Wêreldwyd. Hierdie ding kom teen nuus in Israel. Hulle maak 'n artikel daarvan en hulle sê een persoon lewer kommentaar en hy sê, "Jette, so hierdie rabbi nou Christen geword. Die Christen nou seker nou partytjie." Ja. Hier is 'n ultra-ortodokse rabbi en hy sê hy weet wat die Messias se naam is en hy het geweet as hy hierdie naam gebruik voor hy sou sterf, dan sal hulle hom afgesny het. So hy behou sy eer, hy behou sy erkenning vir rabbi en hierso skryf hy hierdie briefie met 'n kode in. En ek gaan dit insit vir net om dit te bemoedig dat jy hoef nie te convert oor te gaan ortodokse Judisme toe om die Messias te kry of die waarheid te kry. Hier's 'n ultra-ortodokse rabbi wat op sy doodsbed die briefie skryf en sê laaste jaar voor hy gesterf het, hy soek gehad na die Messias. Hy het hom openbaar homself. En raai wat, Ariel Sharon is 3 weke terug oorlede. 'n week, dit was omtrent so 3 maande na die rabbi gesê het, hierdie profesie dat Ariel Sharon moet eers sterf, dan sal die Messias kom. 3 weke daarna toe gaan Ariel Sharon in 'n koma. En hy sê hy was in 'n koma vir so 7 jaar. 2 weke na in die koma gaan, hier sterf die rabbi. Nou is dit 'n groot geheimenis. 3 weke terug sterf Ariel Sharon na 7 jaar se koma en al die rabbi se woorde kom terug. Hy het gesê dat die Messias kan nie kom voor Ariel Sharon sterf. Nou is dat Ariel Sharon gesterf en nou die Joodse organisasie en 'n gemeenskap begin sê, "O, Jesus is in die gang nou." So ek het gedog ek wil bemoedig met dit en daar is 'n briefietjie. So ek kan uitmaak wat dit sê. So, ek wil vandag 'n bietjie praat oor die lering van Yeshua. En ek wil Yeshua se woorde terugbring na ons Torah-porsie toe hierdie week. En ek wil hê julle moet kan sien hoe dit saamstem. Hoe Yeshua geleer het wat ons in die Torah gelees het vandag. En wat het Yeshua sy volgelinge geleer oor diensbaarheid en oor vervolging?
Wat het Yeshua van homself gesê? Markus 10 vers 45. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy het nie gekom as 'n heerser nie, maar as 'n diensknegt. Was Yeshua regtig 'n diensknegt geweest? Ek meen, ons lees daai profesie van Jesaja 53, hy is 'n diensknegt wat gesterf het en gelei het as 'n regverdige man vir baie mense se sondes. So, die vraag wat ek wil vra is, slawe of vrye mense, wie is ons vandag? Slawe in Christus. Is ons slawe of is ons vrye mense? Okay, so ons is 'n gemengde gevoel. Ons is nie baie mooi, ons is nie van die woordjie slaaf nie. Wat as ek gesê, diensknegte of vrye mense, wie is ons? Diensknegte. Raai wat, die Hebreëse woord eved is dieselfde vertaal as slaaf en as diensknegt. Dieselfde woordjie word vertaal as slaaf en dieselfde woordjie word vertaal as diensknegt. Want 'n slaaf is 'n diensknegt. Okay? Eksodus 21 vers 1 tot 27, daai hele stuk, as jy hom opsom, gaan oor die instruksies oor die Hebreëse slawe of 'n slawe in die algemeen. En ek wil hierdie uitlig vir julle. En dit is die verordeninge wat hulle moet voorhou. As jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar lank dien. 6 jaar lank. Maar in die 7de jaar, moet hy as vryman verniet weggaan. As hy alleen inkom, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getroud is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. As sy heer aan hom 'n vrou gee en sy vir hom seuns of dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar heer se eiendom wees terwyl hy alleen vrygelaat word. Dit klink soos 'n lekker situasie, nie? Vers 5, maar as die slaaf reguit sê, hy's nou 'n slaaf, hy's gekoop. Ek het my heer, my vrou en my kinders lief. Ek wil nie as 'n vryman weggaan nie. Dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of by die deurpos bring en sy heer moet met sy oor met 'n els deurboor. Daarna moet hy hom vir altyd dien. Ek het 'n slaaf, my slaaf, ek is goed vir hom soos Abraham goed was vir sy slawe. Hy kry 'n vrou, hy kry kinders. Ek behandel hom soos my kind en sy tyd kom om te gaan, hy sê nee, jette, wie gaan ek so waarvan wees so goeie baaskind, so goeie meester. Ek bly sommer hier vir altyd. Vir altyd. Okay? Vrye mense of diensknegte van Yeshua. Wie is ons? Matteus 5:38-42 sê. Hierso kom Yeshua en hy is besig om te leer oor slawe, diensknegte wees, nie vrye mense nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog, tand vir tand. Dis Eksodus 21 vers 24. Maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou regterarm slaan, so maklik nie, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkit wil neem, laat hom ook die blootkleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Hierdie is instruksies vir diensknegte of slawe, nie vir vrye mense nie. As jy teruggaan na Torah en daai stukkie, jy gaan sien, al hele stuk praat oor diensknegte, oor slawe, en dan ewe skielik is daar 'n stukkie oor vrye mense. Vrye mense kan jou op toe vat en jou dag vaar, oog vir oog, tand vir tand, mond vir mond. Maar hier kom Yeshua en hy sê, as julle my kom en jy slaan met my regterwang, en ek is 'n diensknegt van 'n meester, dan sal ek nie terug nie. Vrye mens kan jy regvat en hy kan sê, ek soek nou terug, ek soek my skare vergoeding terug. Maar slaaf gaan as die meester toe, en die meester sê, vir my nie waar nie, ek gaan die nou uitsorteer. Ek gaan uitsorteer, jy hoef nie die gereg in eie hande te neem nie, ek sal uitsorteer. So wie sê Paulus is hy? Want Paulus het gekom na Yeshua, en ons sien in Romeine 1 vers 1, Paulus het diensknegt van Yeshua Messias, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van Elohim. Galasiërs 1 vers 10, soek ek dan nou die guns van mense, of van Elohim, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sal ek nie 'n diensknegt van Messias wees nie. So Paulus sê vir ons, hy is 'n diensknegt. Hy behoort aan daai stel reëls, en daai lering wat Yeshua gebring het, om te sê, ek kom leer diensknegte, nie vrye mense nie. Hoekom? Want ek het gekom om te dien, julle sal my volg, soos ek verdien het. Wat sê die disciples? Die disciples sê, Jakobus 1 vers 1. Jakobus sê, 'n diensknegt van Elohim, die meester Yeshua Messias,
aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is groete. Hy sê ek's 'n diensknegt, ek pas in daai reëls en dis hoe ek gaan leef. 2 Petrus 1:1, Simeon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Yeshua Messias. Hy sê ek's 'n diensknegt. Judas 1:1, Judas 'n diensknegt van Yeshua Messias en broer van Jakobus aan die wat geroep is en Elohim die Vader heilig en vir Yeshua Messias bewaar is. Hy is 'n diensknegt. Sover sien ons almal sê hulle is diensknegte wat gekom om hierdie spesifieke rol te vervul. Openbaring 1:1. Die openbaring van Yeshua Messias wat Elohim hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel, angelos boodskapper, aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. So, kom ons soms sover Mishpatim, die verordeninge op, die eerste deeltjie. Die eerste paar verse gaan oor die instruksies van slawe en diensknegte. Markus 10 het ons gesê, ja, sê Yeshua uitgekom om te dien. Yeshua leer sy volgelinge om diensknegte te wees in die Torah. Nou, hoeveel van ons is diensknegte? En we weet, ek by die kerk gewerk het, Baardon, lang terug. Ek wil net bedien, daar in die skole wees, jy weet, die woord vat, en hulle opvier, en hulle vertel van Harry Potter is verkeerd, en ek wil net hulle, jy weet, wys van die woord. En die kom ek by die kerk, en hulle begin van my sê, nee, van die wasgoed uit, en die, of die vuilgoed uit, en van ver by die stukkie, en van polie vir die stukkie. Ek dink myself, ek het gekom om evangelie te doen, maar dit is diensbaarheid. Ek het nie waar afgehou nie, maar dit is diensbaarheid. En ek dink die Vader wat my geleer het, wees diensbaar. Ok, die volgende deel, die van julle wat julle Bybels gebring het, wat saam kan lees, gaan oor skare vergoeding. Eksodus 21 vers 28 tot 22 vers 31. Ek sien dat my volgende nie mooi gekom daar nie. Maar ok, ek sien of julle kan lees daar. Dis die Hebreëse woordjie Yeshalem. Hoekom gebruik ek hierdie woordjie daarso? 14 keer in daai stukkie vers wat ek daar afgebaken het, kom hierdie woordjie voor. Yeshalem, Yeshalem, wortel van Shalom. Yeshalem beteken, hy sal betaal, of terugbetaal, of vergoeding gee. Ok? Nou, die wortel is Shalom, om veilig te wees in gemoed, liggaam en besitting, met implikasie om geheel te wees sonder gebrek. Psalm 23 vers 1. Adonai ro'i lo echsar, die Here is my herder, ek sal nie tekort kom, ek sal nie nood hê. Nou, hoekom sal Vader vir ons in die Torah porsie eerste praat oor diensknegte, slawe wees, die reëls nog aan 'n slawe wees, en dan sal hy vir ons 'n stukkie vertel oor skadevergoeding. As 'n Vader al voor geweet het dat hy gaan kom, hy gaan sy seun stuur, ons gaan diensknegte word van hom, en dan gaan die wêreld ons vervolg. Ons gaan skade ly, so volgens ons getuienis. En hier kom hy en hy sê, daar gaan skadevergoeding gedoen word. Dis soos hy versekering uitbring vir ons. Daar gaan skade kom, en hy sal ons skade vergoed. Ek wil hierdie stukkie lees. Eksodus 21 vers 28-30. Deel A sê, en as 'n bees 'n man of 'n vrou stoot sodat hy sterwe, dis nou die persone, moet die bees sekerlik gestenig word en sy vleis mag nie geëet word nie. Maar die baas van die bees sal ongestraf bly. Die baas het nie geweet die bees gaan so iets doen nie, is die baas onskuldig, maar iemand het gesterf, daar skade iemand gedoen. Wat gaan hulle doen? Hulle het gesê, dan gaan hulle die bees doodmaak, stenig en sy vleis gaan nie geëet word nie. Deel B sê, maar as die bees tevore al stoterig gewees het, en sy baas gewaarsku was, maar dit nie opgepas het nie, en dit 'n man of 'n vrou doodmaak, moet die bees gestenig word, en sy baas moet ook gedood word. As aan hom losgeld opgelei word, moet hy vir die lossing van sy lewe alles gee, wat hom opgelei word. Hier is ek het nou moedwillig gesondig, ek het geweet daai hond vir my doen dit, en daai hond het iemand gebyt. Nou moet ek skadevergoeding gee, en volgens die woord sê dit, lewe vir lewe. Dan sê die Torah vir ons, dat as jy die minste van die gebooie gebreek het, het jy almal gebreek. Woord is een van hulle. Jy het geweet dat, as jy die Torah gaan lees, en jy gaan lees Eksodus 31, vers 12 tot 17 tot 18, wat praat oor die Shabbat. Jy het geweet die ontheiliging van die Shabbat, is gelykstaande aan moord, en dieselfde straf, die doodstraf word gegee daarvoor. Jy het geweet. As ek geweet het, Vader sê, moenie so en so maak op Shabbat, en ek gaan doen het, wetelik, dat Vader dit so gesê het, dan geregtiglik volgens die woord, is die doodstraf die volgende ding wat my oor kan kom. Het klink verskriklik, maar as die woord sê. Maar nou, wat gaan gebeur, wie gaan vir ons instaan? Wie gaan ons skadevergoeding doen? Want jy sien, skade word aan ons gedoen, en ons doen skade aan mense.
Dis die geval in die wêreld is dit ook. Maar nou as ek nie kan betaal vir daai skade nie, wie gaan daarvoor betaal? So volgende ding is Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van Elohim. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van Elohim is die ewige lewe in Messias Yeshua ons meester. Julle sien waar skadevergoeding inkom hierso? Julle geweet dat die hoofrede en doel van die regering is om die geregtigheid te geskied. Dis nie om betrokke te wees in ons ekonomie nie. Dis nie betrokke te wees in ons skoolonderwysing nie. Dis nie betrokke te wees in landbou nie. Dis om die geregtigheid te geskied. Iemand steel my kar. Wat sê die Torah? Daai word gevang en my kar terugbring en hy moet gestraf word. Wat gebeur in ons regering vandag? Hulle steel om mense kar by Werkscott se bediening daarso. En wat? Niemand bring hom terug nie. Daar's nie skadevergoeding nie. So wat gebeur? Ontben verloor sy shalom volgens die woord. Want hy is nie meer geheel nie. Daar's iets nou gebrek in hom. Wat sê Yeshua? Yeshua sê nou hierso dat hy kom en hy bring daai shalom terug. Filippense 1 vers 1 en 2. Paulus en Timotheus, hy skryf hierso aan die gemeente in Filippense, ek bring dit op water. Julle moet my sê as julle my verloor. Dan gaan ek terug na die begin toe, dan kan ons ook begin. En dan sê as ek vanaf gaan, ek soos 'n masjien gebeur klim, dan gaan ek 'n bietjie stadiger. Filippense 1 vers 1 en 2. Paulus en Timotheus, diensknegte van Yeshua Messias, aan al die heiliges in Messias Yeshua wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens, genade vir julle en shalom van Elohim ons Vader en die meester Yeshua Messias. Die shalom van die Vader kom deur Yeshua die Messias. Want die shalom van die Vader is ons volmaaktheid. Die Vader wil hê die liggaam moet volmaak wees. Hoe word die liggaam volmaak? Dan moet 'n prys betaal word sodat daar skadevergoeding gedoen word, sodat ons een kan word. Filippense 4 sê Paulus die volgende, hy sê verbly julle altyd in die Here, ek herhaal verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie. Mense is besorg vir dinge as hulle jou goed steel. Ek was nogal besorg geweest gister toe my GPS gesteel het. En toe kyk die Vader op my terug. Want dis die Vader werk. Hy vat die Torah porsie en hy maak hom lewendig in jou lewe. As jy nog nooit in jou lewe gesien het nie, bestudeer 'n bietjie die Torah porsie en kyk wat gebeur in jou lewe daai week. Garandeer jou dit gaan so werk. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by Elohim en die shalom, die vrede van Elohim. Die shalom van Elohim wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Messias Yeshua. Amen. Is dit nie wat gebeur nie? Die wêreld om ons is boos, maar die Vader sê, ek bewaar julle my shalom. So nommer 2, die tweede deel van die Torah porsie gaan oor die instruksies vir skadevergoeding. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ons skade, wat ons mense gedoen, ons hom gedoen het. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons shalom aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Amen. So mag niemand sê dat ons nie in Yeshua glo, dis 'n shalom nie. Okay, die volgende deel is ek net uitgehaal, dit wat Erna gelees het vir ons, en ek wil 'n bietjie hieroor praat, want ek het al 'n paar debatte geluister van ortodokse rabbies teen mense wat glo in Yeshua as die Messias. En hulle bring een van hierdie punte op dat in die Nuwe Testament sê Yeshua, hy vergewe sondes. En dan sien jy die skrif van hierdie gaan te keer en hulle sê, hierdie is godslastering, hoe kan hy sondes vergewe? En dan kom die rabbies en hulle sê, jy sien, dis godslastering, net Elohim, net God kan sondes vergewe, maar hierso, Exodus 23 vers 20-23 sê, kyk, ek stuur 'n engel, in die Hebreëus is dit malach, boodskapper, dit kan 'n mens wees, dit kan 'n geestelike wese wees, dit kan Vader homself wees, dit kan Yeshua wees. Konteks bepaal wat hy boodskapper is. Kyk, ek stuur 'n boodskapper vir jou uit, om jou op die pad te bewaar, en om jou na die plek te bring, wat ek gereed gemaak het. Dit is net Vader wat dit doen. Neem jou aan ag vir hom, en luister na sy stem. Wees nie wetenskrywig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe, want my naam is in hom. Ja? Hier is 'n wese wat Vader stuur en hy kan sondes vergewe. Hy kan sondes vergewe. Maar as jy terdee na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, luister na hom
So die teenbeeld is waar, as hy sondes kan vergewe, en as dit sê also dat, as jy dan nie na hom luister nie, gaan hy sondes nie vergewe nie. Altyd is waar. Luister na hom, bely jy bekeer, en vergewe jou sonde. Luister nie na hom nie, moenie bely en bekeer nie, dan gaan jy nie vergewe word. Die laaste deeltjie sê, sal ek die vyand van jou vyande en die teenstander van jou teenstanders wees, want my boodskapper sal ek vir jou uitgaan en jou bring na die Amorite en die Hittite en die Ferisiete en die Kanaaniete en al die Hitte en ek sal hulle vernietig. So die Malach Yahweh, Malach Adonai, soos hulle sê. Nou hierdie persoon verskyn weer en ek wil nou hier moet oplet wat hier gebeur. Joshua 5 vers 13 en 15, hulle kom deur die see van die Jordaan, die rivier van die Jordaan, hulle is op pad na Jericho toe, hulle gaan oorlog maak. En wat gebeur? Joshua kom by hierdie persoon af. Joshua 5 en sê, en terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk. Daar is 'n pragtige Hebreëse droom. Ek slaan my oë op, Genesis 18, Abraham slaan sy oë op en hy sien die 3 boodskappers kom, die 3 mans. So hy slaan sy op en hy kyk, en daar staan 'n man teenoor hom, met 'n ontblote swaard in sy hand. Dis oorlog. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van Jahwe. Wie kan dit weet? Wie sê Openbaring gaan die een weet wat die leerowerste is wat terug gaan kom om oorlog te maak? Yeshua, hier staan hy met 'n swaard reg. Hy sê, ek is die leerowerste van Jahwe. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my meester aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van Jahwe vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig, en Joshua het so gedoen. Waar het al voorheen gebeur? Het jy al daar gedink? Wat is die beeld van skoene uittrek? Moses, Eksodus 3 vers 5, en hy sê, moenie nader kom, jy trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilig grond. Trek jou skoene af. Ok, nou in die Hebreëse konsep, as jy jou skoene uittrek, dit gebeur in Rut en Boas. Boas gaan om Rut te verlos, maar daar is iemand anders wat in die plek moet staan. Hy kan nie verlosser wees, hy kan haar betaal vir haar en haar vat sy vrou. Hy kom en hy sê vir hom, trek jou skoene uit vir almal en gee hom vir my, dan gaan ek die rol van die verlosser neem. So as ek vra, trek jou skoene uit, dan sê ek, gee my 'n rol van verlosser. Jy gaan nie meer doen nie, ek gaan dit doen. Joshua kom daarso en hy sê vir hom, trek jou skoene uit, gee hom vir my, want ek gaan vir jou beklei. En daar was nie een swaard gelig om hierdie goed te laat val. In hierdie geval, jou vader se stem. By die brandende bos, vader sê vir Moses, trek jou skoene uit, want jy het in jou eie krag die eerste keer probeer hulle red, nou gaan ek hulle red. Wat sê Johannes vir ons, Matteus 3 vers 11? Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, Yeshua, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Ek is waardig om sy skoene te vat, sy rol, sy verlossing en dit aan te trek en te sê, ek gaan nou die Messias wees nie. Hy sal jou doop met die Heilige Gees en met vuur. Ons is diensknegte, ons het reëls gekry van die Vader af. Die Vader sê, hy sal skadevergoeding vir ons doen, hy sal vir ons beklei. Hy sê, trek jy die skoene uit, gee hom vir my, ek sal leiding neem. En ek dink die laaste jaar hier by FFM kan ons sien hoe Vader dit gedoen het. Ek was nou die hele jaar hier gewees nie, maar ek het gesien hoe Vader mense hier gebring het en die struktuur gebou het, mense in plek gestel het. Yeshua vergewe sondes, dis Matteus 9, 2-6. Ok, en ek wil hiermee afsluit by julle. Ons het een keuse en ons is ons laaste keuse. Volgens die woord het ons nie meer as 2 keuses. Ons het een keuse en dis dit. Wat is al een keuse? Ons sien dat Eksodus 24 vers 3 toe Moses kom en aan die volk al die woorde van Jahwe en al die verordeninge, Mishpatim, vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde wat Jahwe gespreek het, sal ons doen. Daai is die eerste en laaste keuse wat jy kan maak. Eerste en laaste besluit wat jy kan maak, jy kies wie jy gaan dien en daarna doen jy wat gevra is. Regtig. Wat gaan jy vir Vader sê? Jy kom en hy wys vir jou, ek is God, ek red jou uit Egipte uit. Ek betaal vir jou sondes, my lewe bring ek. En nou kom ek en ek het jou verlos van jou sondes, ek het jou gevat uit Egipte uit, ek bring jou by die berg. Ek sê vir jou, dis wat gaan werk. As jy my lief het en my sal volg en alles wat ek jou vra, sal ek die tafel dek vir jou. Ek sal jou kos voorsien. Ek sal jou vyande vir jou verslaan.
Ek sê beskerm in my huis. En al wat jy hoef te doen is ek sê, dis reg. Ek kan bid jou, ek kan bid U Vader, U weet, ek het U lief en ek kies wat U sê. Ek teken 'n totale leë kontrak, ons niks op geskryf nie. Ek teken ja, ek sal doen. Dis wat hulle gedoen het hierso. Ons sien dit weer. Eksodus 24:7. En hy het die boek van die verbond geneem en het voor die ore van die volk gelees en hulle het gesê alles wat Jahwe gespreek het, sal ons doen en daarna luister. 2 keer, 2 getuienis. Jy kom op bekering en daarna sê jy Vader ek sal doen wat jy sê. En dan kom Vader en hy sê ek doen dit en sê nee, daai weet ek nie my van nie. Nee, ek dink ek sal hierdie ding doen. Jy het nie tweede keuse nie. Ja, laaste keuse jy doen wat Vader sê omdat jy hom liefhet. Nie omdat jy nou 'n sekere stel reëls onderhou of 'n sekere beloning wil kry nie. As jy besef hy het jou sondes vir jou gedra. Jy besef hy het jou verenig met hom. En jy besef elke dag van jou lewe voorsien hy vir jou. Elke dag. Wat is dan meer wat jy kan doen? Ek kan doen wat hy sê, dis maak ek so dit. As jy worstel daarmee, gaan hom. Ek het die Bybel opgemaak en ek sê Vader, wat ek al staan doen ek. Ek sê my vrou, nee, kom ons nie so doen nie. En sê ek, nee, as ek al staan doen ek dit. Dis maak ek so dit. Nee, maar jy moet eers verstaan. Ek meen hierdie ding van bol en ninne en goeters en 2 stare en goed. Nee, ek sê nee, ek sal later verstaan. Ek gaan eers daai dag nou doen. So. Wat ek het meer nie geskryf. O ja, sorry julle, dis nog nie die einde nie. As ek by hierdie plan maak, ek dink dis nog net daai. Ja, okay, amper klaar. Hoe ver is my tyd? Kry ek nog 'n bietjie van? Ja. Okay. Ja, ek sal nou rol. Okay. Eksodus 24 vers 9 tot 11. Wie van julle ken so 'n bietjie Hebreëus hierso? Dat ek dit sien. Bietjie. Okay, daar's 1, 2. Arnaam nog nie. Kom nou steek 'n bietjie aan top. Okay, daar's 'n paar van julle hierso. Okay, so 'n paar van julle ken bietjie Hebreëus. Okay, dit is goed, want ons gaan 'n bietjie gebruik nou. Eksodus 24 vers 9 tot 11 sê: Daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab, Abihu en 70 van die oudstes van Israel. So daar was meer ouer gewees, net 70 van die oudstes. En hulle het die Elohim van Israel gesien. Hulle het die Elohim van Israel gesien. Okay, nou ons sal aangaan, jy gaan dit nou van. En onder sy voete, net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Hulle is op die berg. 70 van hulle verteenwoordig Israel nou, dis die leierskap. Hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie. Beteken hy het hulle nie doodgemaak nie. Hy het hom aan hulle openbaar sodat hulle sterf. En hulle het Elohim aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. Dis hoekom ons feeste vier. Ons eet en drink. Want ons aanskou Vader se werk by elke fees. En hierdie eet en drink is die Hebreëse bewoording vir dit verbond gemaak. Elke keer as jy verbond sien, dan sal eet en gedrink. Genesis 14, Abraham kom terug van die oorlog af, nou gesê hy kom uit, hy bring wat? Brood en wyn. Wat doen hy? Hy sien Abraham, hierdie ou, wat 318 van sy soldate, en hy diensknegte, hy gaan maak oorlog met 5 konings, een ou, al 5 konings uit, hier kom hy terug, ek moet maar net op 'n goeie voet is met hierdie ou, weet? En kom ons maak verbond met hom. Nou, die Hebreëse woordjie daar, vir safier, se wortel, en boetie, kan ek sê, boetie is die woord, is sefer. Sefer is die Hebreëse woord vir boekrol. Okay, dan sal nou bykom. Het Elohim daar op die boekrol van die Torah gestaan, as 'n beeld dat hy homself openbaar deur sy Torah, toe hierdie 70 ouderlinge, 70 van die ouderlinge opgaan, hulle staan by die berg, hier sien hulle hom verskyn aan hulle, onder sy voete lyk dit soos 'n tapeisel, 'n vloerwerk van safierstene. En as jy daaraan dink, dit kon 'n boekrol gewees het wat opgerol wees, en hy kon daarop gestaan het, sodat hulle kan sien. Ek gaan nou vir julle my Torah gee, wie ek is, my woorde, my karakter. As julle dit bestudeer en daaraan gaan kyk, dan gaan julle my sien. En dan gaan julle weet wie ek is. Want ons Vader doen alles in die lig. Samevatting, wil ek julle sê hierso. Ons word geroep om diensknegte te wees van die Almagtige. Dit alleen is 'n voorreg. Maar dit alleen, dit
dis 'n loop op water. Dit vereis baie guns van Vader af en baie geloof. Geloof kom net deur gehoorsaamheid. Okay? Liefde kom en jy wys liefde deur gehoorsaamheid. Johannes 14 vers 5. Yeshua sê, my woorde is nie my, is die Vader se wat my gestuur het. 1 Johannes 2 vers 5 sê dat as jy in hom is en hy is in jou, dan is die liefde van die Vader in jou. En hy sê dat, hoe weet ons die Vader is in ons? My vrou vra my, toe sy in die kerk was, hoe weet ons dat ons is gered? Dat Jesus Christus in ons leef, dat hy ons is. Is dit gewonder en gestryd op gewortel oor en sê, maak daar skrif oop 1 Johannes 2 vers 5. Hoe weet ons is in hom? En hy is in ons? As ons sy gebooie onderhou. Net al, lees het Nuwe Testament Johannes. Dieselfde skrywer van die boek Openbaring. As ons in sy weë wandel, dan weet ons hy is in ons. Hoekom? Niemand kan in sy weë wandel as die Vader nie in hom is nie. Geen boom kan 'n vrug dra as er nog ooit 'n saadjie van 'n boom geval het en die boom gegroei het en vrugte gedraai het. Okay? Dit is 'n baie eenvoudige beeld. Wat ook al skade ons aan ander gedoen het of wat aan ons gedoen is, moet vergoeding gedoen word voor. Yeshua is die volmaakte prys vir vergoeding van skades. Amen. Ons word 'n keuse gegee. Wie gaan jy dien? Dis die enigste keuse wat jy het. Wie gaan jy dien? Jy kan twee meesters dien, sê Yeshua. Mammon en Vader kan jy dien nie. Jy moet een van die twee kies. Maak nie saak of jy mense daar buite is nie. Maak nie saak of jy dink jy's vry nie. Elke persoon dien 'n meester. Of jy dien Vader, of jy dien die duiwel in 10.000 vorms en jy is sy diensknegt. Yeshua sê in Johannes 8. Ons het net een besluit wat ons kan maak. Yeshua sê, ek is die woord en as jy daai boekrol oprol, dan sien jy Vader. Dis regtig so, dan sien jy die Vader, daai woorde, en dan sien jy elke woordjie is daar vir rede, elke dingetjie, elke punt, elke komma, elke spasie. Die Vader wil met ons praat. Hy gebruik alles, maar ons luister nie. Ons moet luister. Amen. En ek vraag, dat ek afsluit bid en dan wil ek net so 'n paar afkondigings maak en 'n paar goedjies sê. Almal verstaan wat ek gesê het? Of kan ons gaan vir rond 2? Na koffie kan ons aangaan? Amen. Amen? Dan moet ons, jy het gesê ons moet tot die sonsakkie wees. Amen, kom ons sien net die Vader vir hierdie woord. Maar Vader, ons sien nie dat U meer getrou is as ons ooit kan dink, Vader. Dat U ons gaan haal in die mees afgryslike plek, Vader. En U maak ons skoon en U bring ons in die huis in en U gee ons 'n kleed van geregtigheid. U dek ons 'n tafel van verbond en U wil hê ons moet net in die ooreenkoms kom met U, Vader. En dat ons kan sê U is geregtig, U is getrou. En dat U woord, Vader, is soeter as heuning. En ons meer wysheid en prys en lofwaardigheid in die woord as in enigiets anders te Vader. En werklik, dit is so, Vader, ons kan nie sê ons het U liewer as wat ons die woord lief het. Ons kan nie sê ons ken U meer as wat ons die woord ken nie, want U openbaar Uself deur die woord. Yeshua sê dit. Johannes 1 vers 1 sê, Johannes daar, dat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vader, help ons om 'n begeerte te kry vir U woord, meer as die huisgenoot, meer as 7de laan, Vader. Help ons om dinge neer te lê van die wêreld, want 1 Johannes sê dit vir ons. Hy sê vir ons dat ons kan nie die wêreld lief hê en die Vader lief hê nie. Dis een van die twee. En as ons vuurtjie begin brand, Vader, en mag hierdie boodskap vandag werklik waar 'n vuur wat begin brand in mense se harte vir U woord. Mag daar net twee dinge kom uit vandag uit, Vader. Een, dat mense se geloof gestig word in die woord, dat mense begin doen wat die woord sê. Want dit behaag U, Vader. Dis al wat U van ons vra. Ons dank U vir die Shabbat en vir die gemeenskap, vir die mense en hierdie geleentheid om saam te kom, Vader, om U woord te bedien aan mense en iets vir my 'n gawe gegee. En U sê, dra vrug vir die gemeenskap, nie vir jouself. Want as jy vrug dra, dan baat die gemeenskap by jou vrug. En so het U vir ons elkeen 'n talent gegee en 'n gawe gegee, Vader, sodat ons almal mekaar kan opbou as een gemeente, onder U en onder Yeshua as die hoof. En ons dank U, Vader, dat die woord kan uitgaan tot die uithoeke van die aarde. Ons bid in die naam van Yeshua. Amen. Amen.